Goeienaand, dit is lekker om almal van julle te sien. Ja, wat 'n voorreg om vanaand te kan nie net voortgaan nie, maar natuurlik vanaand sluit ons af met ons reeks Tempel, soos Joe van Joburg nou mooi genoem het. Hierdie is 'n reeks wat ons so 'n bietjie uitgedaag het, dalk miskien vir my meer as enigiemand anderste. En as jy dalk miskien vanaand vir wat ek al rede vir die eerste keer hierso is, en jy het nie heeltemal 'n idee wat ons oor gepraat het oor die laaste paar weke nie. Ek is nog steeds tot hier waar ek vanaand staan, is ek nog steeds besig om skuldig te voel oor alles wat ek eet op grond van dit wat ek moes preek so 'n paar weke gelede. Ons het gepraat julle in hierdie reeks oor gesondheid eintlik. Ons het gepraat oor hoe belangrik dit is om te dink oor jou gesondheid, oor wat dit eintlik beteken op 'n dalk miskien op 'n geestelike manier. Ons het gekyk na jou liggaam en daai tipe gesondheid en so gaan ons dan vanaand afsluit met ons reeks Tempel. En ek wil sommer dadelik afskop deur hierdie vraag vir jou te vra op grond van alles wat ons dalk moontlik gesê het of dalk nie gesê het nie oor die laaste paar weke, die idee van jou liggaam wat 'n tempel is. Wil ek vir jou 'n baie belangrike, maar dalk 'n baie eenvoudige vraag vra, net om jou wiel aan die draai te kry. Daai wiel begin draai dalk miskien. Wat sou jy sê is die belangrikste deel van jou tempel? Of wat is die kosbaarste, die gedeelte wat regtig aandag die meeste moet geniet? En as jy dalk glad nie seker is hoe om hierdie te beantwoord nie, hierdie kan dalk moontlik gevaarlik raak, maar ek wil jou uitdaag om dalk miskien jou man of jou vrou te vra, wat is hulle gunsteling deel van jou tempel? Die gedeelte van jou tempel wat dalk moontlik hulle aandag getrek het toe julle mekaar ontmoet het. Dis mos dalk miskien vir die van julle wat enkellopend is, voordat jy uitgaan op 'n date, dalk miskien die eerste date in 'n lang tyd, dan vat jy 'n rukkie en jy kyk in die spieël en dan sê jy, okay, nee, wag, hierdie werk nie. Sit die ligte af. Kyk weer in die spieël. Okay, ek voel nou goed, ek voel beter. Is dit net ek wat dit al gedoen het? Klink nogal baie depressing nou daai gedeelte van as jy soos in die spieël kyk, jy dink, hierdie iets moet net gebeur hierso. Ek weet nie so baie as ek iets kan verander hierdie fisiese wese wat ek sien, kan ek dalk moontlik net iets omtrent hierdie doen. Nou, ek gaan vanaand voorloop julle, want ek wil graag vir julle wys dat ek bereid is om net so wat ek 'n paar weke gelede toe ek bely het en erken het, ek sukkel nog steeds tot vandag toe om te bid vir elke ete. Ek het 'n gedeelte van my tempel wat ek verseker graag sal wil aanpas of verander as ek die geleentheid gekry het om iets omtrent dit te doen. Ek wil nou net nie hê dat nadat ek dit vanaand noem dat almal van julle anders na my gaan kyk nie. So kan ons net 'n wetenskapie ooreenkoms hierso hê. Julle sal my nie judge nie. Julle sal sê, Tommy, ons gaan dit hoor en dan gaan ons daarvan vergeet. Ons gaan nie daarop fokus nie. Ons gaan dit nie raak sien nie. Julle, as daar nou een deel van my tempel is wat ek graag sal wil verander, is my neus. Nou is dit awkward, nou kyk almal van julle vir my neus. En dis waar ek weet, my neus, julle, hy's klein. Hy's baie klein. Hy werk nog steeds soos 'n normale neus, soos goed soos enigiemand sê. Ek moet net baie nader aan goed wees om dit te kan ruik. Maar ja, hy's 'n bietjie klein. Ek sal dalk miskien graag wou hê my neus bietjie groter wees. So een van my groot geheime is, dis hoekom ek altyd 'n snor het. Julle, ek wil graag hê dat die aandag weg van my neus af gevat word. Miskien lyk my neus bietjie langer as daar 'n snor aan die onderkant is. Julle gaan nou verseker altyd vreemd na my neus kyk van ja, of ek moet dit nooit gedeel het. Maar julle het gesê julle gaan daarvan vergeet. Miskien is daar 'n gedeelte van jou tempel, van jou liggaam, fisies wat jy dink, as ek miskien net iets omtrent hierdie kan doen, dan sou dit great gewees het as dit bietjie anders te was, of hierdie is 'n gedeelte wat vir my belangrik is. Ek doen dalk baie biceps, ek doen dalk baie kuite, ek doen dalk miskien baie, weet nie, crunches of maagwerk of whatever. Daar's goed wat jy op fokus. En as jy dalk miskien gemis het en nie verstaan het toe ek nou genoem het soos Joe van Joburg genoem het nie, dan het jy waarskynlik Vrydag aan die KAK&K gemis. Kyk, dit was 'n fees. Dit was 'n lekker tyd. Ek is eintlik nog steeds uitgeput van daar af, maar een van die beste oomblikke van die KAK&K Vrydag aand was toe Wanda van die Wynlande, sy's wonderlik, inside joke as jy daar was weer eens, dan sou jy gesien het hoe sy haar moves kon gooi op Lyfie. Bekende song van Bernice West. Nou, ek wil net graag 'n oomblik vat vanaand, nie om 'n demo te doen, my weergawe van Lyfie, ek wil dit graag nie vir julle wys nie, want ons is hier nou by Vrydag aand noodwendig nie, maar as jy dink aan daai song, wat tog tot 'n mate praat oor 'n tempel, is dit nie, want dit praat oor hoe iemand geskaap is, hoe hulle fisies lyk. Hoe gaan daai liedjie wat so bekend is en wat almal oormal is en wat almal waarskynlik moves op ken of al iewers te gehoor het. Die liedjie se naam is 'n Lyfie, maar dan gaan jy hoor dit is my koppie, dit is my Lyfie, dit is my voete, doen dit, Lyfie doen dit. Baie cool, baie oulik. Is dit nie so dat wanneer ons dink aan ons tempel en dit wat fisies saak maak en dit wat belangrik is en hoe 'n mens vertoon en hoe 'n mens dalk gesond is en as mens dink aan elke moontlike dieetplan wat jy daar kan volg of die beste oefenplan om jouself reg te kry, 'n summer body vir Desember, wat ook al dit mag wees, 'n gedeelte van ons tempel wat ons dikwels van vergeet,
Maar wat ook moontlik die belangrikste een is die een wat nie die naam van hierdie sang is nie, maar wat eintlik die eerste liriek is, dit is my koppie. Jou kop. Hoe belangrik is dit dalk miskien as dit kom by jou tempel om te dink oor jou kop, oor wat daar bo aangaan en dalk miskien om meer spesifiek in te zone of net die vraag dan anders te vra. As ons sê God gee om oor ons tempels, dink jy nie dalk miskien dat God omgee en ek wil amper die argument gebruik en ons gaan vanaand daaroor praat, dat hy nie net omgee oor jou kop nie, maar dat hy baie omgee oor jou kop. Dat dit dalk moontlik die gedeelte van jou tempel is, en dis net die argument wat ek mee wil begin, vir jou om aan te begin dink, dat dit dalk moontlik die gedeelte van jou tempel, jou wese is, wat vir hom die belangrikste is van alles. En is dit nie ironies, of dalk miskien interessant, dat juis op grond van daai moontlike waarheid, dat ons in 'n samelewing leef, wat ons in 'n wêreld leef, wat wanneer dit kom by gesondheid hierso, dit amper half op 'n all-time low is. Dinge soos depressie, dinge soos angs, dinge soos vrees of wat ook al, of dalk net negatiewe gedagtes of 'n ongesonde gemoedstoestand, dat dit dinge is wat so algemeen is en reg oor die wêreld mense wat met rekordsyfers of wat ook al gediagnoseer word met hierdie idee of met hierdie probleem of met hierdie uitdaging en so baie van dit begin waar dit begin hierso. Dis dalk een van die grootste probleme, een van die grootste uitdagings wat die hele wêreld tans beleef en dalk net is dit omdat dit iets is wat vir God belangrik is en iets wat ons dikwels van vergeet en nie genoeg aandag aan gee nie. So as ons 'n bietjie stil staan by daai gedagte, gee God om oor ons koppie, ja verseker, maar dalk meer spesifiek waar ons vanaand gaan stil staan, gee God om oor my geestesgesondheid. 'n Pragtige Afrikaanse woord is vir hierdie konsep wat meer algemeen bekend is dalk as mental health. Hoe dit my gaan my gesondheid, maar weer eens nie noodwendig net gefokus op my fisiese nie, maar op dit wat in my gees gebeur, dit wat deel is van eintlik hierdie tempel en wat omdryf my hele holistiese wese. Gee God om oor daai gesondheid. So weer ons ken daai liedjie, die Here het jou baie mooi gemaak. Baie mooi gemaak is eintlik 'n great song, julle. Ek snou ja, ek moet nie vashak by Vrydag aand nie, maar dit is so catchy en dit steek nogal maklik in 'n mens se koppie vas as jy dit oor en oor hoor. Ek dink net dalk miskien is dit goed dat alhoewel koppie belangrik is, die song is getiteld Lyfie, want as die song se naam koppie was, dan sou almal gedink het dit is soos 'n koppie koffie of 'n koppie tee of iets en Lyfie maak meer sin, dan dink 'n mens daarom aan jou liggaam. Maar as ons sê die Here het jou mooi gemaak, ons kan baie keer so vaskyk in dit wat ons fisies sien. En dit wat hy mooi gemaak het en dit wat ons dalk miskien 'n bietjie mooier gemaak sou wou hê. Maar dalk is een van die probleme hiermee dat die gedeelte wat ons nie kan sien nie, dit wat hier binne aangaan, is dalk die ding wat hy die meeste in belang stel of wat dalk miskien net so belangrik is soos die dinge wat ons nie noodwendig besef nie. Nou, hier is een van die maniere hoe ons hierdie kan weet. Dat wanneer dit kom by jou tempel of wie jy is as mens, dat God baie belangstel in meer as net die een ding wat 'n mens kan sien. Want ons hierdie gedeelte en is 'n bekende skrifgedeelte, inteendeel, hierdie skrifgedeelte is een van die wat Marius vanoggend na verwys het toe hy gepraat het met ons visiediens oor wat Kompas gemeente is, oor wat ons glo, oor wat ons roeping is en wat ons glo die rol is wat ons moet vertolk in die lewe en dis 'n gedeelte in Markus 12 wat min of meer die volgende sê van vers 28. Een van die skrifkenners het nader gestaan en geluister na die argument. Beïndruk deur Jesus se goeie antwoord aan die Sadduseërs, vra hy hom toe: "Watter gebod is die heel belangrikste?" Nou hierdie is hoekom hierdie gedeelte so interessant en belangrik is, want in die skrif is dit so dat hierdie persoon na Jesus toe kom en sê vir hom, ek kan hoor dat wanneer jy praat, jy weet nogal iets, dis goed om na jou te luister, ons kan na jou luister as 'n rabbi, jy gaan vir ons vertel, wat maak vir God saak, wat is vir hom belangrik, so kom, maak dit eenvoudig vir ons. As dit belangrik is, klomp dinge in hierdie lewe of in hierdie wêreld vir God, wat is die belangrikste van dit alles? Wat is die gebod wat ons die meeste op moet fokus? En Jesus se antwoord is as volg, Jesus het hom geantwoord. Die belangrikste gebod is die volgende: luister, o Israel, die Here ons God is die enigste Here. En hier is hoe Jesus hierdie bekende gedeelte wat kom uit die wet uit Deuteronomium 6 vroeër in die skrif en hier is iets wat vir die volk van Israel baie bekend sou wees. God is een God, ons aanbid een wese, maar hierdie is hoekom dit belangrik is, die enigste Here en daarom moet jy hom, die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Nou ek wil hê met daai woorde net gou weer hoor en net dink aan wat dit beteken om God lief te hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. As jy dink aan jou tempel,
Wie jy is as 'n mens, hoe jy alles aan mekaar gesit is, die dinge wat aangeraak is, hart, is relatief eenvoudig om te verstaan dat jou hart is belangrik om lief te hê met jou hele hart. Praat dan van jou ganse siel. Hoe sien 'n mens jou siel as deel van jou tempel? Daar's klomp maniere hoe 'n mens moontlik dalk 'n argument kan voer vir wat die akkuraatste manier is om dit te sien. Met jou totale verstand, met dit wat hierbo aangaan, met jou mind, met jou brein, met jou gedagtes en dan natuurlik met al jou krag. Dalk miskien is daai die maklikste een om fisies te sien met alles wat jy doen. Dit wat jy fisies met jou liggaam, met jou hande, met jou voete of wat ek al als kan doen, is om te wys dat jy God liefhet met al jou krag. Maar wanneer ons al hierdie bymekaar sit, is dit vir my nogal voor die hand liggend dat die belangrikste opdrag vir God liefde is. En hoe wys ons liefde vir hom? Met jou hele wese. Met alles wat jy is, holisties. Daar's nie soos 'n gedeelte wat belangriker is, jy moet dit dalk miskien op hierdie gedeelte fokus, met jou krag, met jou hande of met jou, dit is 'n all-in pakkie. Jou hele totale wese, alles wat jy is, alles wat jy dalk moontlik dink jy is, alles wat min of meer na jou kan verwys, fisies en wat ook al ander definisie saam met dit kan gaan, dit is wat vir God saak maak. En dis wat vir hom belangrik is en dit is waarop ons moet fokus wanneer dit kom by gesondheid en of hy daaroor omgee. En ek wonder of ons baie keer dalk miskien aan hierdie dinge dink en ons wil dit vir onsself makliker maak en dan probeer ons hulle so 'n bietjie uitmekaar uittrek. Ek gaan op sekere maniere gaan ek vir God my liefde wys met dit wat ek doen, fisies, met al my krag, met my aksies. En wanneer ek dit dalk miskien moontlik doen, dan gaan dit 'n indikator wees vir die wêreld dat my hart op 'n goeie plek is of dat my hart hy's gesond. Ek is ook lief vir God in my hart, maar ek wonder of ons dalk miskien baie keer vergeet dat al hierdie dinge in een gevleg is. Dat dit nie eintlik geskei kan word van mekaar nie, maar dat dit eintlik net verwys na 'n holistiese eenheid in wese wat nie losgemaak kan word van mekaar nie. En hier is een van die beste maniere om hierdie raak te sien. Daar's 'n gedeelte in die Ou Testament wat so ongelooflik, ek dink net ryk is in waarheid. En wat vir baie mense 'n gunsteling vers is, wat hulle al iewerste gepost het op Instagram, of dit is dalk moontlik iets wat jy op 'n koppie het of teen jou yskas geplak het of wat ook al. In die Engels is hierdie gedeelte baie spesifiek nogal bekend in die ESV vertaling is in Spreuke 4 vers 23 en dit sê die volgende: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou die ESV vertaling wat so bekend is sê above all else, voor en bo en belangriker is enigiets anderste, beskerm en bewaak jou hart, guard your heart, for everything you do flows from it. Nou as ons daai versie hoor met daai spesifieke vertaling, dan kan dit dalk maklik wees om te dink, Tommy, ek dink ek hoor waar jy op pad is, maar hoor gou vinnig wat die skrif sê. Die belangrike gedeelte van jou tempel, wie jy is as mens, volgens daai gedeelte is jou hart. So kyk mooi na jou hart, pas op vir cholesterol, oefen, kyk na 'n goeie resting heart rate, as jou hart gesond is, as jou hart gefokus is op dit wat saak maak, dan sal alles wat goed is daar uitvloei. Dis wat God wil hê, maar hoor hoe interessant is dit in die Nuwe Lewende Vertaling. Sê hulle so 'n bietjie iets anderste. Hulle kombineer tot 'n mate die ESV vertaling met van die ouer vertalings. Dit sê bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Sien jy hierdie prentjie raak? Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Nou miskien sit jy hier vanaand en jy dink terug aan 'n keer in jou lewe wat jy gedink het, en jy het nie noodwendig gedink met jou brein nie. Jy het gedink met jou hart en jy's van, dit was 'n fout geweest. Ek moet nooit weer daai fout maak nie. Van af gaan ek altyd eerder dink met my brein. Hy is baie belangriker as om te dink met my hart. Hier is die realiteit wat hierdie gedeelte eintlik vir ons sê wanneer ons dink hieraan, wanneer ons kyk na Jesus se woorde in die belangrikste opdrag. Wanneer dit kom by dit wat regtig saak maak in die lewe, is dit weer eens 'n all-in game, iets wat alles net bevat. Ek weet ons dink baie keer, ons dink net met ons breine, ons dink nie met ons harte nie. Wat hierdie eintlik vir ons wys, dat ons as mense, ons het so 'n bietjie 'n paar layers tot wie ons is. Ons is nie net 'n fisiese wese nie. En ons gedagtes is nie altyd maklik om net op te som as iets wat net 'n kopding is nie. Daar is iets van jou menswees wat nie noodwendig sigbaar is of fisies verstaan kan word altyd nie. Jou hart dink en dis deel van jou menswees, jou brein dink en jou brein voel en dalk miskien is jou tempel, soos wat ons daarna kyk, die manier hoe God daarna kyk, dalk so 'n bietjie anders as wat ons initiële of ons eerste gedagte is wanneer ons dink, okay, maar my liggaam is iets wat fisies is, my tempel is 'n fisiese ding en dis waar God omgee en die res maak nie so baie saak nie. Jou hele menswees
jou fisiese, jou emosionele, jou psigiese, jou geestelike, alles wat saam maak wie jy is, om te dink met jou hart, en bo alles, wees versigtig wat in hom aangaan, en wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Nou vanaand wil ek 'n vraag vra wat baie eenvoudig is, maar ek dink hier is 'n vraag wat almal van ons al iewers op 'n stadium van ons lewens gewonder het, want kom ons wees eerlik, die dinge wat ons oor gepraat het oor die laaste paar weke met hierdie reeks Tempel, was in my opinie ten minste nie enigsins veronderstel om baie moeilik of ingewikkeld te wees nie. Dis relatief al amper eenvoudige ding om te weet, maar dit is belangrik vir God dat ek gesond moet wees fisies, dat ek moet kyk na wat ek eet, dat ek moet kyk na my liggaam, dat ek respek moet hê vir my spasie en vir wat ek is en wie ek is en vir mense om my ook. Hier is die probleem wat ons het, né? Iewers in jou lewe het jy al sekere doelwitte gemaak, gesondheid moet aandag kry, gewoonlik vir my altyd 1 Januarie, sodra die nuwe jaar begin, okay, cool. Nou detox ons van Desember, want Desember het damage gedoen, dit is gevaarlik, nou moet ons weer alles reg kry. En dan stel mens doelwitte op, en iewers op 'n stadium dan besef 'n mens, dis nie so maklik so wat jy gedink het nie. So die vraag dalk miskien, hoekom is dit so moeilik om gesond te wees in elke area van jou lewe? Stel jouself voor hierdie voorbeeld, of dalk miskien net 'n scenario soos hierdie, en dalk het jy hierdie al beleef, soos ek weet, ek het al baie beleef het. Jy stel jou nuwe doelwit op, ek gaan oefen. Ek het 'n amazing oefenplan gekry. En saam met hom, ek het 'n amazing dieetplan gekry, en ek sien die results wat ander mense gekry het. Goodness gracious, hier is die beste plan nog. Hierdie ene gaan werk in 21 dae verseker. Kyk, dis 'n incredible 21 dag plan, wat incredible is. En voordat ons kom by dag 21, dit werk nie so goed vir my nie. Is dit nie so dat jy al iewers in jou lewe 'n plan aan mekaar gesit het om beter te lyk of om beter te eet, dat iets gesonder moet wees in jou lewe, maar dan is die grootste stryd, die grootste uitdaging wat jy beleef is nie noodwendig om dit eintlik te doen of om daarby uit te kom nie, die grootste stryd is hierso. Terwyl jy begin om dit toe te pas, of terwyl jy nog net poog of jouself probeer oriënteer om hierdie dinge te doen, dan is die grootste stryd dalk nie noodwendig dit wat jy fisies probeer doen nie, maar die grootste stryd is die een hierso in jou kop. En hoe meer jy al hierdie planne bymekaar maak, hoe meer jy probeer om dit uit te voer en om gesond te wees in jou lewe en jou hele wese, alles wat jy is, hoe meer raak dit half amper asof ons negatief voel oor dat ons dit nie reg kry nie. Hoe meer probeer ek om hierdie te doen wat vir ander mense werk, en dis net asof dit nie vir my werk. Dit is amper asof ons 'n geveg teen gesondheid verloor, nie in die gym of in die kombuis noodwendig nie, maar jy verloor daai geveg teen gesondheid in jou kop. Nou ek dink hier is iets wat waar is ook geestelik. Wanneer ons kyk na ons geestelike lewens en die doelwitte wat ons stel, dit wat ons graag wil bereik, die groei wat ons wil beleef in ons reis met die Here, waar ook al jy is in jou reis met die Here. En Craig Rochelle het eintlik so 'n ongelooflike ding wat hy sê, en hier is deel van iets wat so interessant is, neurowetenskap, en ons gaan nou vir 'n oomblik stil staan by wat wetenskap eintlik nogal te sê het oor hierdie, en is so ongelooflik hoe alles by mekaar kom, by wat die skrif al duisende jare gelede gesê het. Maar die ding wat hy sê is, jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste gedagtes. En is dit nie so dat ons baie keer na ons lewens kyk, en jy kyk dalk miskien terug na waar jy was 'n maand terug, 6 maande terug, 5 jaar terug, en jy voel, maar wat het gebeur? Hoekom het ek agteruit gegaan? En dan begin ons weer planne maak oor die toekoms, oor maar waar ons wil uitkom en wat ons wil bereik en wat ons wil wees, en ons begin dalk miskien op die regte voet, want ons het 'n goeie plan en ons het 'n goeie intensie, maar sodra daai eerste negatiewe gedagte kom, is dit soos 'n spiral, soos 'n maalgat wat jou net insluk en trek jou in en is moeilik om uit dit uit te kom. En dis die rigting gewoonlik waarin jou lewe beweeg, en in die rigting van jou sterkste gedagtes, die gedagtes wat jy oor en oor kry en oor beleef. En weer eens, soos ons sê, jy kan kyk na die statistieke, en ek het nie noodwendig nou die statistieke hier om dit vanaand vir jou net te gee nie, maar dis relatief algemeen en jy kan dit baie maklik opsoek. Die syfers net rondom depressie en angs en negatiewe gedagtes, en weer eens, jy kan dit gaan evalueer in jou eie lewe, hoe maklik 'n mens ingesluk word by so 'n spiraal wat jou net intrek, en ons weet nie noodwendig hoe om hierteen te veg nie. Nou hier is wat ongelooflik is van die skrif, en soos ek sê, ons gaan nou kyk na wat wetenskap te sê het hieroor, maar nog lank voor daar iets was soos die woord wetenskap en 'n MRI of 'n breinscan of 'n dit of 'n dat, het die skrif ongelooflike waarhede hieroor geopenbaar. En Paulus skryf die volgende in 'n baie bekende gedeelte, 2 Korintiërs 5 vanaf vers 4, dan sê hy die volgende: Die wapens van ons stryd, want dit is wat hierdie is. Dis 'n stryd wat ons baie keer beleef hierso in ons koppe en in ons gedagtes. Hy sê die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie,
maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig, strongholds kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. En hierdie is die ongelooflike wysheid. Hy sê, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Nou hier is die ongelooflike ding wat neurowetenskap die laaste paar jaar, en dalk miskien, ek weet nie, miskien is dit al baie meer jaar wat dit aan die gang is en wat mense hierdie bestudeer, maar dis nogal iets wat in my opinie, as jy dit self bietjie gaan navors ook, kind of 'n buzz area van wetenskap geraak het die laaste 10 of 15 jaar. Asof mense nou meer as ooit belangstel in dit wat aangaan hierbo, en die ongelooflike dinge wat mense leer met dit wat tegnologie moontlik maak, oor hoe ons hierdie goeie wat ons noem ons breine beter kan verstaan. En hierdie is om net eenvoudig dit op te som, die ongelooflikste openbaring wat hierdie slim ouens, neuroloë en neurochirurge en al hierdie mense bymekaar kry, is jou brein kan verander. En dit klink dalk miskien nie vir jou crazy wanneer jy dit hoor nie, maar hierdie is veronderstel om vir elke liewe persoon wat al ooit gesukkel het met negatiewe gedagtes, 'n ongesonde gemoedstoestand, hierdie is veronderstel om die beste nuus in die wêreld te wees. Jou brein kan verander. Nou ek weet, hierdie kan dalk maklik klink wanneer ek net hiermee begin, asof ek nou gaan sê, okay, maar die ou wat sit en sukkel met depressie, of met angs, of met wat ook al daai gemoedstoestand of uitdaging is, wat regtig 'n issue is, weet jy, maar moenie worry nie, dit kan verander. Ontspan, dink aan iets mooier, dink aan iets beter, en alles gaan okay wees. Nee, dit is nie wat ek sê nie. Daar is so iets, weer eens, want dit is wat vir God belangrik is, en dit is hoe ons aan mekaar gesit het, dat ons is bietjie meer ingewikkeld as net, okay, dink gaan iets beter en dan's alles fine. Jou holistiese wese het sekere maniere wat dit regtig aangespreek kan word, en daar is chemiese dinge wat aandag nodig het baie keer, en mediese maniere wat mens regtig aandag kan gee aan goed wat baie saak maak. Maar vir die van ons wat dalk miskien op 'n ander plek is, en op 'n plek is eintlik wat ons koppe, ons breine, as ek dit so kan stel, moontlik die ongesondste gedeelte van jou hele liggaam is. En ek dink min van ons besef dat dit die waarheid is, dat daar baie dele van ons liggame of ons tempels is wat dalk ongesond is, maar ons sien nie raak hoe ongesond ons breine is nie, want ons kan hom nie sien nie. Daar's iets wat kan verander omtrent dit. En daar's iets wat anders kan lyk, en dis waar die goeie nuus eintlik inkom. So ek gaan vra die span vir ons net so 'n voorbeeld opsit op die skerm. En hier's min of meer hoe mense gedagte werk of jou brein werk. As ons sê neurowetenskap bewys hulle jou brein kan verander. So die term wat hulle gebruik, hulle praat van neuroplasticity, of in Afrikaans natuurlik neuroplastisiteit, as ons 'n mooi anglisisme wil gebruik. En hierdie bewys dat die brein eintlik baie meer vormbaar en pliable is wat mense vir lank geglo het. Jou brein is obviously, soos wat jy al gehoor het van tevore, baie soos 'n spons en kan leer en nuwe inligting absorbeer, maar dis nie al die brein werk nie. Hy het die vermoë om te kan verander fisies in hoe hy werk en hoe hy eintlik funksioneer. En deel van die rede daarvoor is 'n term wat bekend staan as neural pathways. 'n Sekere paaie wat gevorm word in jou brein, en daar op die skerm kan jy sien hoe daar neurons in jou brein is. En hoe gedagtes eintlik werk, is as jy 'n sekere gedagte dink, dan fire daar neurons in jou brein. En dit is 'n elektriese en chemiese impulse en seine wat gestuur word van een neuron na 'n ander een toe. Ek weet party van julle dink nee, Tommy, my brein het nie neurons nie, hy het neurons of wat ek al, iets soos dit aan die binnekant, maar dis eintlik regtig hoe jou brein werk met hierdie elektriese en chemiese impulse. En hoe meer jy 'n sekere gedagte dink, hoe sterker raak die koneksie vir daai neurone in jou brein. Amper soos as jy stap deur jou erf altyd op dieselfde pad, dieselfde paadjie wat jy volg oor die grasperk. Mettertyd is daar so 'n bietjie van 'n voetpaadjie wat daar gevorm word, of as jy al deur 'n veldjie gestap het, of van om met jou bakkie so 'n bietjie shortcut te vat oor 'n sypaadjie van jou buurman, en dan hy dit nie, want daar raak so 'n bietjie 'n bewys dat jy altyd shortcut vat oor sy paadjie. Hoe meer hy oor daai pad gaan, hoe makliker raak daai pad om gestap te word. Hoe duideliker raak hy, en is presies hoe dit werk in jou brein. Soos jy kan sien, daai paadjies tussen die twee neurons, dit word sterker, dit gloei makliker, en dis hoe paaie gevorm word in jou brein. En wat ander woorde wat dit beteken, hoe meer jy 'n sekere gedagte dink, hoe makliker word dit vir jou brein om outomaties na daai gedagte toe te gaan. Hy raak sterker en sterker en sterker. En natuurlik beteken dit, hoe meer jy 'n negatiewe gedagte dink, hoe meer jy 'n toksiek gedagte dink, hoe meer jy 'n ongesonde gedagte dink, hoe makliker raak dit vir jou brein om presies daai pad te vat, want hy volg die path of least resistance. Dis die een wat ons altyd dink, en ons gaan maar weer terug na daai een toe. Maar die teendeel is ook natuurlik waar.
Hoe meer jy 'n sekere gedagte dink wat dalk miskien moeiliker is vir jouself om jouself te kry om daaraan te dink en op dit te fokus, hoe makliker sal dit vir jou brein raak om daai pad te volg en daarop te fokus, want dit is wat neuroplastisiteit beteken. Jou brein kan verander. En hy verander en hy groei hoe hy funksioneer rondom hierdie dinge. En hier's 3 baie eenvoudige stappe, doelbewus weer eens eenvoudig gemaak, maar uit die skrif uit hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 5 waar hy sê ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak en so vernietig ons vesting, so vernietig ons strongholds in ons brein, baie wat gevorm is wat dalk moontlik nie die plek is waar dit moet wees nie of die pad wat dit moet volg nie. So die eerste stap baie eenvoudig, vang die gedagte. Ek weet, dis regtig baie eenvoudig, maar ons kan nêrens kom as ons nie die eerste stap land nie. Vang die gedagte. En hier is iets wat weer eens nie net van self gaan gebeur nie. 'n Mens het nodig om bewus te raak van jou gedagtes en dit wat hierbo aangaan, en een van die beste maniere om hierdie te doen is iets wat die slimme ouens baie keer beskryf, en Kregger self verwys weer eens na dit as 'n gedagte audit, om 'n audit te doen of amper half soos 'n stoktyk van jou gedagtes, wat jy dink. So jy dink miskien, okay, as ek terugdink oor vandag, wat het ek alles aan gedink? Ek het hier aan gedink, ek het nog baie daaraan gedink. Om net bewus te raak van die dinge wat jy dink en hoe meer 'n mens te doen, hoe makliker raak dit om 'n sekere gedagte te vang. En dis dalk miskien 'n voorbeeld vir hoe hierdie kan funksioneer. Jy sit iewerste in die middel van die dag en jy scroll op sosiale media. Jy sien 'n post van jou gunsteling, nie regtig nie, ek wink, jou gunsteling kollega of vriend, frenemy, wat alweer foto's post van die amazing vakansie wat hulle dalk sopas gewen het. Hulle gaan Europa toe. Hulle het 'n verhoging gekry. Hulle het 'n nuwe kar gekoop. Hulle hond het babietjies gekry. En dis mooi babietjies of iets, ek weet nie. En jy dink, alweer hulle. Hoe kry hulle dit reg dat alles altyd vir hulle gebeur? Hulle is so lucky. Wanneer gaan daai luck my bietjie tref op 'n stadium? Dit gebeur altyd net vir hulle en weet jy wat? Arme ek sit maar net weer hierso en sien al hulle suksesse. Om bewus te raak van wag, hier's 'n gedagte wat ek moet vang. Ek moet bewus raak van wat nou hierso binne gebeur. Hierdie is nie goed nie. En om dan oor te beweeg na die volgende stap toe wat dit sê, ons neem elke gedagte gevange en dan doen ons die volgende, ons vervang die gedagte. Deur dit gehoorsaam te maak aan Christus. Met ander woorde om dalk te sê, okay, ek het nou bewus geraak van wat ek dink, maar nee. Ek gaan nie hierop fokus nie. Ek moet besef God is goed vir my ook. Hy is dalk nie goed vir my op dieselfde manier as wat hy vir hulle is nie. En dit sal lekker wees as hy goed wees vir my op daai manier ook, maar ek moet besef hy is goed vir my. Daar's sekere dinge wat ek het en wat vir my gebeur, wat ander mense hoe lank voor sal bid of hoe lank voor sal hoop, maar God seën my hiermee. Hy vertrou my hiermee en daarvoor kan ek hom prys. Dis hoe ons gedagte begin vervang, maar dis nie waar dit stop nie, want die skrif praat van hierdie vestings, hierdie strongholds, baie wat so sterk gevorm is, dis kragtig en dit is net daar. En dis wat ons moet doen nadat ons dit vervang het. Ons moet daai gedagtes dan versterk. Ons moet by 'n plek uitkom wat ons repetisie herhaal oor en oor. Dis wat ek moet doen. En dalk miskien is 'n goeie oefening vir jou om dan te sê, okay, as ek hiermee sukkel, ek gaan begin as 'n dissipline op 'n daaglikse basis om elke dag aan die einde van die dag 3 dinge neer te skryf waarvoor ek kan dankbaar wees. Kom ek gaan sit en ek dink, maar wat is dit wat God my mee seën en hoe hy vir my goed is? En ek gaan fokus op hierdie dinge. Ek skryf neer. Wat is die dinge waarmee hy my seën? En waarmee hy my vertrou. Dis een voorbeeld. Dalk miskien iets anderste. Jy scroll weer eens, jy sien dalk miskien iets wat jou aandag trek op 'n negatiewe manier. Jou oog word getrek vir 'n man of 'n vrou of iets wat dalk nie noodwendig getrek moet word nie. En hoe kom daai leen na ons toe? Ons hoor mos ietsie soos, kyk so 'n bietjie meer en net een kykie gaan ons dan nie seer maak nie. Gaan ons dan nie enige skade wees nie. En hoe werk daai spiral? Weerens, mens begin met een eenvoudige klein gedagtetjie en as hy eers vat, dan gat hy met jou en dan gat hy met jou en dan is dit al hopeloos te laat, dan land jy iewers op 'n site wat jy nie moes geland het nie of besig met gedagtes wat jy nooit moes gehad het nie. En ons het nodig om daai gedagtes te vang. Ons het nodig om dit te vervang, wat jy dan sê, wanneer daai leen kom, nee maar een kykie gaan ons nou nie seer maak nie, jy vervang dit met die waarheid. Nee, ek is nie 'n slaaf vir hierdie nie. Ek is nie 'n slaaf vir my gedagtes nie, en inteendeel, my liggaam is 'n tempel vir die Heilige Gees. Met ander woorde, wat ek doen fisies, maar ook wat ek dink, want dit is deel van wat my tempel is, moet God verheerlik. En ek moet respek hê vir hom, so ek vervang dit met die waarheid. En hoe versterk 'n mens iets soos daai? Ek bou accountability in my lewe in. Ek begin my gedagtes oopmaak met ander mense, wat een van die skerrieste goed is om aan te dink, nê? Om vir iemand anders te sê, alles wat jy dink,
in 'n dag, die beste gedagtes en die gaggaste gedagtes. Maar dis hoe jy die goeie gedagtes begin versterk. Dit is wat jy op fokus, dis wat jy meer graag wil begin toepas en kry in jou lewe, of dalk miskien net een wat moontlik too close to home is vir almal van ons en weer eens vir my verseker. Hoe maklik is dit net om jouself te vind op 'n plek wat jy 'n gedagte het oor, ja maar, maak ek saak? Is ek goed genoeg? Kan ek hierdie reg kry? Sien ander mense my raak? Is hierdie enigstens iets wat 'n verskil gaan maak iewerste? Om daai gedagte, daai leuen van die vyand, wanneer jy daarmee aanval om dit onmiddellik te vang en dit te vervang weer eens met hierdie waarheid, nee, maar ek moet onthou, die blote feit dat ek hierdie gedagte kan dink, dat die vyand my kan aanval met 'n gedagte soos hierdie, behoort vir my 'n klokkie laat afgaan in my kop. Nee, maar ek is gemaak in God se beeld. En hy het waarskynlik 'n roeping vir my. Hy het 'n plan vir my. Intentional, dis nie waarskynlik nie, dis verseker, daar's 'n rede hoekom ek hier is en daar's 'n rede hoekom die vyand my aanval met gedagtes wat ek nie moet hê nie. En ek het nodig om dit te versterk, die positiewe, maar God het 'n roeping vir my en ek gaan elke liewe dag fokus op kernwaarhede in die skrif. Ek sal dit journal, ek gaan skryf, maar wat sê God oor my? Wat is dit wat vir hom belangrik is, wat hy wil bereik deur my of wat ek kan doen in sy koninkryk? Ek gaan daai gedagtes vang wat nie van hom af is nie. Ek gaan dit vervang met iets wat goddelik is, dit wat waar is, en ek gaan dit versterk. Ek gaan daai pad loop oor en oor en oor. Ek vang die gedagte, ek vervang dit en ek versterk dit. En hier is dalk miskien 'n baie klisjéerige one-liner om hier te gooi, maar ek het eendag gehoor hoe Louis Giglio dit gebruik in 'n preek wat fenomenaal was vir my. En hierdie is hoekom hierdie alles belangrik is, julle, want of jy neem die gedagte gevange of die gedagte neem jou gevange. En dis presies hoe dit werk. Nou party van julle het gehoor, ek en Christina, ons het so tyd terug het ons 2 pragtige brakkies gekry. So nou is Christina lucky, daar's nou 3 honde wat saam met haar bly. Ons het net 2 honde gekry nou, so julle kan die wiskunde bymekaar maak. Een van hulle is baie besig en baie liefdevol en baie energiek. Sy's 'n pointertjie, 'n German Shorthair pointer, wat great is, want dis hoekom ek regtig nie gejok het nie. Ek het met daai preek tempel fisies, ek gaan draf met haar, julle, en ek gaan hardloop saam met haar en partykeer hardloop ek regtig saam met haar om by haar te bly en dis goed en wel en dis great. Maar die ander hond wat ons gekry het is nie so lief vir hardloop nie. Sy hou nogal eintlik van lê. Dis 'n Great Dane gekruis met 'n boerboel. Baie slobber, julle drool like crazy. Soos vir ja, dis iets verskriklik. Maar so nou en dan probeer ons natuurlik nou met haar ook bietjie uitgaan en sy hou nie so baie van die gelopery nie. Dit is waar, totdat sy iets sien wat haar aandag trek. En dan hou sy van move. En ek weet ek het dalk 'n leiband in my hand en die idee is dat ek haar moet lei en ek moet haar vat waar ek graag wil hê sy moet gaan, maar julle baie keer dan gebeur die teenoorgestelde. Ek hou net vas vir dear life en sy trek en sy gaan. En dis dalk miskien 'n goeie prentjie vir hoe ons gedagtes baie keer werk, ook nê. Ons het nodig om ons gedagtes gevange te neem. Want as jy nie daai gedagte gaan gevange neem nie, dan gaan die gedagte jou vang. En jy gaan in daai spiraal bly. En dit is moeilik om daar uit te kom. Dit is moeilik om beheer oor dit te kry. En weer eens, hier is eenvoudige stappe. Mense kan oor en oor dit praat. En weer eens, Craig Rochelle sê hierdie ook, jou lewe beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. En dis hoekom ons nodig het om net vir 'n oomblik stil te raak en te dink hieroor, waaraan dink ek? En watse rigting beweeg my lewe? As ons sê dit is 'n spiral en dit is amper altyd 'n spiral, is dit 'n spiral wat afgaan of is dit 'n spiral wat opgaan? En watse rigting is my lewe besig om te beweeg? En wat God se hart is, om net weer terug te kom by die hele idee oor 'n tempel en 'n holistiese wese, is dit maak vir hom saak waaraan jy dink. Dit maak vir hom saak nie net hoe dit gaan met jou liggaam fisies nie, maar dit maak vir hom saak hoe dit gaan met jou wese, met jou geestestoestand, met jou geestesgesondheid en nie net met dit wat fisies is nie, maar ook met dit wat jy beleef in die binnekant. So, hoe lyk dit om jou gedagtes gehoorsaam te maak aan God? En julle weer eens, ek wil dit net beklemtoon hierdie. Hierdie is nie veronderstel om 'n easy 1 2 3 doen dit en dan's alles fine te wees nie. Hierdie is 'n proses en hierdie is iets wat mens regtig waar met moeite en met tyd en met baie energie eintlik in jou proses, in jou tyd saam met God tyd aan spandeer. En dit is 'n proses om daarby uit te kom. Maar dalk miskien net om hierdie prentjie weer vir ons te gee en dis dalk die bekendste vers in die hele wye Bybel wat praat oor gedagtes en hoe dit lyk. Paulus skryf in Romeine in hoofstuk 12 vers 2 en dan sê hy: moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Hierdie 2 woorde, laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Kom ons dink net eenvoudig oor wat daai woorde beteken.
Wetenskap bewys vir ons breine is vormbaar, neuroplastisiteit. God wil dit vorm. En hoe kan hy dit vorm? As ons toelaat dat hy dit nuut maak. Ons kan nie dink op dieselfde ou manier nie. Ons kan nie vassit by al die ou klassiek maniere of verskonings wat ons altyd gehad het nie. Ons kan dit na hom toe bring, ons kan hom daarmee vertrou en hy kan ons denkpatrone vernuwe en dan sê die skrif, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Ek wil net hierdie prentjie vir jou gee. As ons dink weer eens aan tempel, jou liggaam, jou wese, wie en wat jy is, want dit is baie meer as net die fisiese. Jou kop is nie veronderstel om net soos 'n ashoop te wees vir al jou los, gebroke, slegte gedagtes nie. Jou kop is veronderstel om amper soos die paleis vertrek. Die prize of amper die ongelooflike deel van die tempel of paleisprentjie te wees waar God verheerlik word en waar hy leef en waar hy regtig eintlik nie net met jou praat en jou vernuwe en jou nuut maak nie, maar waar hy met alles wat gebeur, elke gedagte wat verbykom, verheerlik word en waar jy nie verder van hom af weggevat word wanneer dit inkom nie, want ek kry net hierdie idee hoe so baie van ons gedagtes net beleef as 'n konstante stryd en dit is net oorlog en dit is negatief en dit is hierdie ashoop prentjie in plaas van 'n hoofvertrek of 'n paleis van 'n tempel. En net om hierdie weer eens net te noem, dit wat ons weet, dit waarvan jou gedagtes vol is, sal binnekort wees dit waarvan jou lewe vol is. Hoe kan ons dan nie dink dat God omgee oor dit wat ons gedagtes mee vul nie? En jy sal ook miskien vanaand hierso en jy sê, Tommy, joh, maar ek het baie werk om te doen. En dis okay. Want ek dink nie enige van ons kan sê, nee, hier is 'n maklike ding. Ek gaan net van môre af hierdie stappe in plek sit, gaan bietjie beter gedagtes dink en dan is ons daar, dan is ons fine nie. Jy sal ook miskien nie en jy sê, Tommy, ek weet nie, ek probeer nog uitfigure wat ek als dink en wat ek als verkeerd doen en wat ek dink van God, dis nog 'n ander ding wat ek moet uitfigure op 'n stadium. Maar is dit nie so dat almal van ons sal kan baat, maak nie saak waar jy is in jou reis in jou lewe, deur meer beheer te hê oor dit wat bo aangaan nie. Want dit wat bo aangaan bepaal nie net wat bo aangaan, dit bepaal waarheen jy gaan. En wat jy beleef op 'n daaglikse basis. So ek wil net so 'n geleentheid vat vanaand om vir ons te bid. En dit is 'n eenvoudige gebed weer eens, maar die gebed is net een van Here. Help my om eerstens meer bewus te raak van my gedagtes, sodat ek kan vasvang. Daar waar daar iets is wat nie van U af is nie. Daar waar daar iets is wat negatief is vir my, daar waar daar iets is wat sleg is vir my. En help my om dit te vervang met die waarheid. Help my om 'n nuwe pad te begin stap op daai neuropaafooi. En dat ek nie noodwendig net 'n slaaf sal wees vir alles wat die vyand aan my kant toe gooi en alles wat gebeur op 'n daaglikse basis nie. Dat my gedagtes vernuwe kan word, my brein opnuut gevorm kan word en die hoofkontrole sentrum van my tempel en kan wees wat U ook kan verheerlik. So kom ons sit so en sluit ons so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand net kan praat oor ons breine, oor ons gedagtes, oor ons mental health, oor ons gemoedstoestand en Here, dit is so moeilik vir ons om net eintlik vir 'n oomblik stil te raak en regtig mooi te dink oor wat hierdie alles is en wat dit alles beteken. So as dink aan ons wese, wie ons is, holisties as mense. Is baie van ons baie keer so gefokus op die fisiese. Wat ons kan sien, want wat ons kan sien is ons bewus ander mense kan sien en ons wil graag vir ander mense die mooi wys, die gesond wys, die goed wys. Maar Here, baie keer in daai proses dan vergeet ons van dit wat ons nie kan sien nie. Maar dit wat dalk miskien selfs belangriker is as wat sigbaar is. En 'n mens se brein kan baie keer so oortyd werk. Dit kan miskien wees, Here, dat ons brein is so besig is met workout en oefen half amper dat ons is soos iemand by die gym wat 'n workout doen, baie hard, maar ons doen hom heeltemal verkeerd, want hy help nie ons breine nie. Hy's nie goed vir ons nie. Hy's besig om ons ongesond te maak. En ek wil bid, Here, dat U elkeen van ons sal help, dat ons eerstens net meer bewus sal raak van wat ons dink en wat aangaan hierbo. Mag ons by 'n plek uitkom dat ons nie net dink wat ons dink en dan sê, ek wens ek het nie daaraan gedink nie, maar dat ons erns maak met ons gedagtes, dat ons 'n aktiewe rol sal vertolk om ons gedagtes te begin vul met dit wat eerbaar is, met dit wat suiwer is, met dit wat van U afkom, met dit wat U ons voorroep en mag dit nuwe paaie, nuwe vestings, nuwe strongels wat van U af is, kom vorm in ons gedagtewêreld, Here. Mag U elke liewe een van ons kom bewus maak, Here, daar waar ons ongesonde gedagtes dink oor onsself,
oor ander mense, oor U selfs, Here. En mag ons kies om nie daai gedagtes free pass te gee in ons lewens nie, maar om te stop en te sê nee, hierdie gedagtes stop hier en ek verander hierdie spiral. Ek draai hom in 'n ander rigting. Ek eer U met my gedagtes. Dankie Hemelse Vader dat dit waaraan ons dink 'n impak het waarheen ons op pad is, in die rigting wat ons lewe in beweeg. En Here, ek bid dat U met ons sal wees op elke liewe weg wat ons stap. Mag ons paai saam met U gaan, mag U ons vooruit gaan en mag ons U ken in alles wat ons doen, alles wat ons dink. Ons dankie vir dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil jou regtig uitdaag dat jy hierdie week net miskien tyd daarvoor sal maak of afsprake sal maak met jouself op jou foon om meer bewus te raak van dit wat hierbo aangaan, en jouself te herinner, dit maak nie net saak omdat dit saak maak hier, dit maak saak want dit maak saak ook vir God. As jy graag saam met iemand wil bid, is jy welkom net agter te bly en ons bid graag saam met jou. Andersins hoop ek jy het 'n geseënde week. Mag die Here met jou week wees. Sien jou volgende week. Totsiens.